Goeiedag. Ons wil almal graag geseënde lewens leef, is dit nie waar nie? Ons wil hê die Here moet ons seën. En vandag is daar sulke goedkoop boodskappe. Jy weet, rondom God se genade en rondom die Here se seën. En ek wil net 2 beginsels vir u gee, om die seën van die Here te geniet op u lewe. En die eerste beginsel is die beginsel van gehoorsaamheid. Reg van die begin af, vandat die mens geskape is, het God van die mens verwag om gehoorsaam te wees aan hom. Dis dit. Dit is nie hierdie goedkoop evangelie wat deesdae uitgaan van gee $100 vir my saak en die Here gaan jou $1 miljoen terug en jou so sê nie. Daardie is leuns, daardie is nie die waarheid nie. Daardie is 'n goedkoop geld maak manier, daar is 'n goedkoop evangelie deesdae, wat nie 'n Bybelse evangelie is nie. Jy moet baie versigtig wees, onthou die Bybel sê, daar sal baie valse profete in die laaste dae wees. In elk geval, iemand wat geld najaag, is in elk geval op die verkeerde pad. En selfs iemand wat die seën van die Here najaag, is op verkeerde pad. 'n Mens, luister mooi wat ek nou gaan sê, 'n mens moet nie die seën van die Here jaag nie, jy moet die seun van die Here, Jesus Christus, jy moet hom najaag. Dan is jy op die regte spoor. Jy moet nie die seun van die Here lief hê nie, jy moet die seun van die Here, Jesus Christus, jy moet hom lief hê. En daar is ongelukkige baie lelike klemverskywing die afgelope paar jaar, dat baie valse predikers maak van Christene liefhebbers van geld, liefhebbers van mammon, liefhebbers van genot. Ek is nie op daai spoor nie. Ek glo wel in die seën van die Here, wat op die volgende 2 maniere vaardig raak op 'n mens se lewe. Die eerste beginsel om die seën van die Here te kry, en dit gaan nie altyd net oor geld nie, dit gaan oor goeie gesondheid, dit gaan oor 'n gelukkige huwelik, dit gaan oor 'n beroep waarin jy vooruitgang. Die seën van die Here is wyd. Die seën van die Here is daar as jy kan sien. Die seën van die Here is daar as jy kan hoor en kan loop. Verstaan? Het gaan nie net oor geld en rykdom nie. Maar kom, as jy oor die algemeen die seën van die Here wil geniet, is die eerste beginsel tot seën op jou lewe, die beginsel van gehoorsaamheid. Spreuke 13 vers 13 sê, wie eerbied het vir sy gebooie, vir die woord. Die woord sê wat God wil hê, wat God verwag van ons. Wie eerbied het vir sy gebooie, sal die goeie vrugte pluk. Dood eenvoudig beteken dit, wie gehoorsaam is, sal die seën van goeie vrugte in sy lewe hê. Spreuke 16 vers 20 sê, wie ag gee op die woorde van die Here, sal voorspoed geniet. Klink dit so 'n bietjie anders as die boodskap van die hedendaagse voorspoedspredikers? Ja, dit klink baie anders. Wie ag gee, Spreuke 16:20, wie ag gee op die woorde van die Here, sal voorspoed geniet. Vir elke belofte in die Bybel is daar 'n beginsel. As jy die belofte van seën wil ervaar, moet jy die beginsel van gehoorsaamheid handhaaf en deurvoer in jou lewe. Dis hoe dit werk, volgens die woord, en volgens God, wat vir ons die woord ingegee het. Gehoorsaamheid. Kort en kragtig, ek kan baie verse vir u gee in die verband. Die tweede beginsel wat ek vir u wil gee, vir 'n lewe van seën, is die beginsel van geloof en vertroue in God. Geloof en vertroue in God. Spreuke 16 vers 20 sê, wie op die Here vertrou, met hom gaan dit goed. Jy wil hê dit moet goed gaan met jou. Jy soek die seën van die Here op jou lewe. Dan is die beginsel, vertrou op die Here. En dit sal met jou goed gaan. Ek gee jou daai skrifvers weer. Spreuke 16 vers 20. Wie op die Here vertrou, met hom gaan dit goed. Ken jy die skrif wat sê,
Vervloek is hy wat vlees sy arm maak, maar geseënd is hy wat op die Here vertrou. Gaan kyk bietjie na jou eie lewe. Vertrou jy meer op jouself en op mense, op 'n regering, op 'n bestuur, as wat jy op God vertrou? Die Here sê, as jy vertroue in hom plaas, in alles sal dit met jou goed gaan. In al jou projekte, in al jou ondernemings, met al jou lewensomstandighede, vertrou op hom. Dis die beginsel, en die belofte sê, en dit sal met jou goed gaan. Ek gee net een vers nog. Spreuke 28 vers 25. Een wat op die Here vertrou, is voorspoedig. Een wat op die Here vertrou, is voorspoedig. Vertrou hom in jou werksaamhede, en jy sal dit voorspoediglik uitvoer. Vertrou hom met jou toekoms, en daar sal voorspoed in jou toekoms wees. Ek sê nie jou lewe sal volmaak wees nie. Op berge en in dale, ja oor alles God. Die Christense lewe bestaan nie net uit bergtop ervarings nie. En as jy dit ergens gehoor het, dan is dit ook 'n leuen. Daarom sê Psalm 23 ook so duidelik, as ek deur 'n dal van doodskade gaan, sal die Here met my wees. Soms is daar bergpieke, soms is daar dale. Daarom sê die woord ook van die Here, as jy deur die vuur gaan, sal ek met jou wees. Ons gaan soms deur vuur, beproewinge. Dis deel van hierdie lewe. Dis deel van die Christelike wedloop. Maar dan sal hy nog steeds saam met ons wees. Wees versigtig waarna jy luister. Daar is nie altyd oral 'n suiwer leer nie. In die eerste plek, luister na die Here deur die Bybel te lees, deur sy woord te lees. En jy sal nooit jou rigting verloor en mislei word deur dwaalleraars nie. Spreuke 28 vers 25, ek herhaal dit. Een wat op die Here vertrou, is voorspoedig. Ek sluit af. As jy sê, ek wil graag 'n lewe van seën hê. Nommer 1, wees gehoorsaam aan God, aan die beginsels wat hy duidelik uitstip in sy woord. Wees gehoorsaam, en jy sal geseënd wees. Nommer 2, glo en vertrou die Here op jou ganse lewenspad, sê die Bybel, en dit sal met jou goed gaan, en jy sal voorspoedig wees. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader, vir die duidelikheid van die woord van God. Ons glo die woord van die Here, en ons sal ook die woord van die Here doen, Here. Ek bid, o dierbare Heilige Gees, U wat in ons woon, inspireer ons elke oomblik van ons lewe om gehoorsaam te wees aan God se gebooie. Maak in ons wakker daardie begeerte om gehoorsaam te wees. En o Heilige Gees, as daar tye is wat ons vertroue wankel, inspireer ons en help ons op daardie pad om opnuut en altyd deur te vertrou op God, sodat dit met ons goed gaan en ons geseënde lewens kan leef. Ek sê baie dankie Here, U wil ons seën en U sal ons seën as ons die beginsels van die woord handhaaf. Dankie daarvoor, Vader. Amen. My gebed is dat die Here jou seën, dat jy voorspoedige lewe sal leef. Die Here seën u. Totsiens.